Enigiemand sielkunde 101 gedoen? Gou net vinnig, ons doen Johannes, Evangelie van Johannes. Ons werk hierdie jaar deur Johannes. Wat 'n wonderlike boek, nê? Wie ervaar die Here praat met hulle deur Johannes? OK, nou asseblief steek aan op julle hande, anders moet die helfte van julle gaan. Gert, baie geluk met jou verjaarsdag die ander dag. Jy het nie opgestaan nie. Wie het sielkunde 101 gedoen? Enigiemand van julle? Ek het hom 2 jaar gedoen. Dit is baie interessant geweest, Mila. Jy moet maar jou klasse bywoon op universiteit. Dit is belangrik, Marie. Verstaan jy? Maar sielkunde 101 het ons Maslow se teorie gedoen. Enigiemand wat al gehoor het van Maslow se hiërargie van needs, van benodighede, van begeertes. En dit is interessant, Maslow se hiërargie van needs is 'n interessante ding. Hulle sê die onderste basiese nood, eintlik dis die begeertes wat mense se bestaan dryf. Hoekom doen mense wat hulle doen? En sielkunde is belangrik om te verstaan die motief van mense se lewens. Hoekom doen hulle wat hulle doen? Het jy ooit gewonder hoekom doen jy wat jy doen? Jou vrou verstaan dit nou nog nie en jou man verstaan dit ook nie, verstaan jy? Maar wat dryf die motief van ons lewens? En dit is interessant, hierdie hiërargie is baie interessant, hiërargie baie well thought through, dink ek, hiërargie van behoeftes. Hoekom doen mense wat hulle doen? Op die laagste vorm van elke mens se lewe is die fisiologiese nood wat mense het. Dit beteken kos en klere. Kos, water en klere. Die oomblik hulle, dis amper die basics. Dis hierdie oorlewingsstryd. Enigiemand van julle wat al in 'n oorlewingsstryd is, jy weet nie wat jy gaan môre eet nie en jou hele bestaan gaan oor kos bymekaar maak. 'n Paar duisend jaar terug was dit min of meer die mense se bestaanslewe, eintlik paar 100 jaar terug. Dis kossekuriteit is maar 'n onlangse ding eintlik in ons lewens, want ons verstaan kos as iets wat daar gaan wees. Is dit nie so nie? Jy maak jou ma se yskas oop, Johan, en wat sien jy? Kos. My ma het elke maand gaan inkopies doen, Lisbie, en dan het sy al die lekker goeders wat sy in die spens gecover het, was eerste dag weg. Wie se maas is geïrriteerd daarmee? Jy koop vir die hele maand en dan storm 5 seuns in jou stoorkamer in en Antoinette alles is weg. Maar jou hele dryf is daai bestaan. En as jy tieners groot maak, dan kom jy meer en meer agter. Dis net kos en water. Verstaan jy? Dis min of meer wat dit is. Daar's nie 'n koeldrankie, jy kan miskien geersel in daai koeldrank gooi, maar kos en water en dan is hulle happy. Dis wat meeste mense dryf. En dan is die volgende een sekuriteit. Dit wil sê ons wil sekuriteit hê. Dis hoekom meeste van ons in die States bly in Suid-Afrika, want ons tweede grootste nood is, behalwe dat ons kos en klere het, is dat ons sekuriteit ervaar, dat ons veiligheid ervaar, dat die diere ons nie opeet nie, en die mense ons nie doodmaak nie, en dan soek ons sekuriteit, en ons bou ons hoër huise, en ons hoër mure, verstaan jy, en dan voel ons, alright, nou kan ek leef. Ek het my kos, ek het my hoë mure, check toe. Nou kan ek 'n bietjie belangriker goeders doen. En die derde een is familie, liefde. Eintlik maar hierdie behoefte om aanvaarding te ervaar in jou lewe, om hierdie aanvaarding van liefde by mense te kry. Verstaan jy? Dis jou derde nood. As jy nou klaar kos geëet het en jy klaar jou hoë mure gehad, dan moet jy mure bietjie afbreek dat daar 'n paar mense kan inkom dat jy dan kan voel, jy weet jy's deel van 'n community. Mense love my. Wie voel mense love hulle? Is jy al op daai platform van die hiërargie? Maar Anton, jy ervaar dit, nê? Ja, I'm so loved. Verstaan, mense love my. Verstaan, dis great. En so jy word gedryf. Meeste van ons lewens, verstaan, as jy kos het en jy sekuriteit, dan soek ek net iemand wat my lewe kan saam met my deel. Wie is op daai stadium van die lewe? Ek dink ons moet 'n single ding een aand hou. Sommige net 'n sokkie dat almal enkel mense bymekaar kan kom en ons kan net vir hulle liefde kry. Verstaan? Sal dit nie great wees nie? Hæ? Ons moet 'n sokkie reël. Kom Marie, organise ons iets. Jy ken baie mense. Alright, want mense se derde grootste nood is liefde. Jy soek daai liefde, jy soek daai aanvaarding en as jy dit gekry het, dan sê die ouens, weet wat is die volgende wat jy moet hê? Wat jy gaan kry is die volgende is 'n selfbeeld. Dan kyk jy na jouself en jy dink met jouself, "Jene, Harry, ek sien myself as iemand wat in die gemeenskap iets kan beteken en dan bou jy jou selfbeeld op en 'n mens wees op en dis amper die volgende vlak en dan kom jy by die hoogste vlak en dis in die Engelse woord sê hulle self-actualization. Dit beteken jy word hierdie ou wat in die toppunt van hierdie samelewing is en almal nooi jou uit want hulle wil hoor wat jy sê. Dis die toppunt. Dis Maslow se teorie.
Dis sy hiërargie van needs. En Johan, ag Pieter, jy sal ook nou weet, verstaan jy, dis hoe mense gedryf word. Die idee dat mens kan groei vanuit sy basiese behoeftes. En dis 'n interessante ding, dit is ook so, daar's 'n baie waarding aan dit, want die ding is, net as ek dit reg het, en ek het 'n dosent hier saam met my vandag, sy gaan my na die tyd onder oë spreek oor die sielkunde wat ek nou kwytraak, maar dit is eintlik so, verstaan jy, ons het op skole geleer, as iemand nie geëet het nie, kan hulle nie leer nie. So daar was altyd in Boksburg, in Westwood, hierdie sop, ek weet nie of julle dit sop gehad op skool, daai tyd, noedelsop, ons het altyd gewag vir die noedelsop, jy kan nie die res van die sop eet nie, maar die noedels was alright. Verstaan jy? So die juffrou moes diep in skep, juffrou skep diep in, tot onder, hy eet ons noedels, verstaan jy? Die res van die sop was terrible, verstaan jy? Maar ons het verstaan, dat mense se maag vol kos is, en dan kan leerlinge leer, verstaan jy? So jy moet die basis, die probleem is, en meeste van ons dink by onsself, my hele lewe gaan om te sorg. Wie is 'n pa het al vir hulle gesê, wie wat my belangrikste job, ek moet net kos en klere op hierdie tafel sit. Wie voel so, jy's net 'n versorger. Jy moet net sorg dat daar iets op die tafel is. Niemand nie, net ek. Net ek voel soos 'n beersie, Gerry. Verstaan jy? Ek meen, as my kinders my bel, is dit gewoonlik, nou dat hulle ma weg is, nou bel hulle my baie meer, want hulle ma het gesê, bel jou pa, verstaan jy? Maar ander kere, dan bel hulle my net omdat hulle needs het. Verstaan jy? En baie keer in ons verhouding met die Here is dit ook so, ons het hierdie needs, en daarom is ons amper op hierdie oorlewingsstryd. Ek dink myself, baie Christene het 'n oorlewingsgeloof. Ag Here, asseblief. Dis soos Anton gesê het, Here, asseblief, doen net dit vir my. Here, asseblief, doen net dit vir my. Ons is op die basics van self-preservation. Jammer vir my, al my Engelse woorde vandag, maar daar was 'n bietjie Engelse woorde in die sielkunde ook. Jesus draai Maslow se teorie op sy kop. Kom ons lees Johannes 4 vers 27. Lekker lang inleiding, maar hier is hy. Johannes 4 vers 27. Net so julle weet nou, ons het laasweek gepraat oor die Samaritaanse vrou wat gesê het vir die Here, hy sê vir haar, geef my water, en sy sê, hoe is jy wat 'n Jood is vir 'n Samaritaanse vrou vir haar water? Jy het nie eers 'n kruik om die water uit te haal nie. Wat gaan jy nou vir my vra? En dan sê hy, maar as jy geweet het wie vir jou vra, sou hy vir jou lewende water gegee het en jy sou tot in ewigheid nooit dors gewees het nie. En julle ken die storie, op die einde kom sy agter, hy is die Messias, en dan hardloop sy na die dorp toe en sy los haar kruik agter. Want sy het die water ontdek. En dit wat haar basic need was, los sy agter. Sy hardloop na die dorp toe, en dan vers 27. Net toe het sy disippels teruggekom, en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir hom gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat jy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan, en na die dorp toe gegaan, en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? En as jy nou verstaan wat Johannes Evangelie wil doen, wat wil Johannes Evangelie doen? Hy wil hê dat ons verstaan dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Intussen het sy disippels by hom aangedink, Rabbi, eet tog 'n stukkie. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te ete gebring het? Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Sê julle nie, nog 4 maande, dan is die oes daar nie, maar ek sê vir julle, kyk daar, kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes sy loon, en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai, en die een wat oes, saam bly. Hier is die gesegde waar, die een saai, die ander een maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waarin julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei en hulle pluk die vrug van hulle arbeid. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly, nog baie meer van hulle het tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het. Hier is 'n baie mooi woordspeling hierso. Nog baie meer van hulle het tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is.
Want so lief het God die wêreld gehad. Dis die enigste plek, net vandag sommer net vir die detail daarvan, dis die enigste plek in die hele skrif, waar iemand gesê het, hy is die verlosser van die wêreld. Dis die enigste plek in die hele Bybel. Die getuienis, hy is die verlosser van die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. Jesus draai die Maslow op sy kop. Hier is die storie. En ek kan net vir julle sê, dit is so frustrerend om net 2 Sondae oor hierdie gedeelte te praat, Christian. Want daar's soveel. Ek het nog nie eers oor die gees en die waarheid gepraat. Daar's soveel goeders om te praat oor. En dan mis jy 'n klomp goeders, maar ongelukkig moet jy 'n lyn kies in die prediking en ek het nou Maslow gekies. Samuel. Dit is interessant dat hierdie hele gedeelte gaan daaroor eintlik oor basiese nood. Hierdie vrou het 'n basiese nood. Wat is haar nood? Sy het liefde nodig, sy het 'n water nodig, sy soek vir water, ewige water, en sy dink by haarself, ek moet elke dag 12 uur water kom skep. Die disippels in hierdie gedeelte kom, en wat wil hulle bring vir Jesus? Hulle dink Jesus is 'n basic need. Ja, maar sy basic need is kos. En hulle kom staan by hom en hulle gee vir hom kos. En Jesus sê vir sy disippels, julle weet nie, ek is vol geëet. Ek kan nie nog kry nie. My voeding is nie wat julle dink dit is nie. My basiese nood, as jy Maslow moet sit vir Jesus, dan is Jesus 'n basic nood, nie kos en water nie. Wat is sy basic nood? Hy sê, my basiese kos is om die wil van my Vader te doen. Dit klink baie soos Matteus 4 vers 4. Matteus 4 vir die versoeking in die woestyn. Dan sê hy, maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord. Dis die woord wat uit die mond van God kom. Daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Waar kom daai gedeelte vandaan? Is uit Deuteronomium. Israel soek brood. Wat sê die Here vir hulle? Hy sê, julle sal nie net leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit my mond uitkom. Waar kry ons die wil van die Here? So ons basic need as kinders van die Here is om wat te hê? Is om die woord van God te hê, want in sy woord lê sy wil. Verstaan julle dit? In sy woord lê, as jy in die oggende opstaan, wat is die eerste ding wat jy doen? Wat is die eerste ding wat jy dink? Ek moet net gou kyk wat sê die nuus. Is die Suez, nee, die Hormuz kanaal. Nee, Suez is oop. Alhoewel hulle nie verlang nie, hoor. Antoinette, wat doen jy as die eerste? Wat is jou basic need as jy die oggend opstaan? Ek moet gou gaan koffie maak. Wie hou van koffie in die oggende? Ek is die koffiemaker in my huis, verstaan jy? Ek kan nie operate sonder koffie nie. Jou eerste basic need is om koffie te gaan maak, want dan kan jy opstaan, dan kan jy die wêreld net oor kyk. Jesus sê nee, jou basic need as jy in die oggende opstaan, is om te honger en dors na die woord van die Here. Want in sy woord gaan hy sy wil openbaar. In sy woord gaan hy sy wil openbaar. Ons kyk eers die markte, dan kyk ons die nuus, dan drink ons koffie, dan raak ons bekommerd oor die nuus. Dis baie keer wat ons laat bid. Dis nie God se wil nie. Dis die nuus. Verstaan jy? Wat jaag my na my stilte tyd toe? Here, daar is 'n krisis. Ek gaan nou by U sit, want ek wil net die krisis oplos. Pion, jy lag, ken jy dit? Jy ken dit nie. Of is jou pa? Nee, okay. Ons gaan nie nou in die familie ingaan nie. Dis wat jy soek hierdie ding, verstaan jy? En meeste van ons is op basiese nood ingestel. Daarom honger en dors ons dat die Here se woord, nie op grond van wat hy sê nie, maar kan hy vir my 'n fix gee op hierdie oorlewingsprobleem wat ek het? Dis 'n scary ding. Hy sê nie honger, my basiese nood is om honger. Nou wat is sy wil? Wat sê die woord is God se wil? Nou Johannes 4 vers 39 sê Jesus wat sy wil. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Nog baie meer van hulle. Hoekom het ek daai ene opgesit? Volgende ene. O ja, dit wat ek wou sê. Die basic nood van mense is die logos.
Die basiese nood van mense is die logos van God. Hulle wil God se woord hoor. Dis wat die woord hier interessant is. Dis ook wat ek gesê het, hy is besig met woordspeling. Hoor wat sê hy hierso in vers 39. Hy het my alles vertel wat hy gedoen het. Baie van die Samaritane in daardie dorp, gaan terug na daai ene ja. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die logos van wat die vrou getuig het. Dis die Griekse woord. Op grond van die logos van wat die vrou getuig, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Nou gaan aan. Nog baie meer van hulle het tot geloof in hom gekom op grond van sy logos. So wat het gebeur? Het 'n geloofsverandering gekom. Hulle sê hulle glo nie meer die vrou se logos nie, maar hulle glo nou Jesus se logos. Sy woorde. Dis sy woorde, die begeerte na Christus se woorde. Nie net 'n getuienis nie. Hier is die ding. Anton het vandag hier 'n getuienis gegee. Wie het ervaar die Here praat met hulle deur Anton se getuienis vanoggend? Kan ek net gehoor? Wie het iets ontvang uit daai getuienis? Wie wat vir wonderlik van so 'n getuienis is? Waartoe wil daai getuienis jou vat? Waar wil die logos van Anton jou na toe vat? Na die logos van Christus toe. As jy vashak by elke ou se getuienis en jy kom nooit by die logos van Christus nie, het die getuienis jou nêrens gebring nie en jou geloof nêrens gebring nie. Baie mense hoor elke Sondag die logos van 'n mens, maar hulle stop nooit in die logos van Christus in nie. Hulle begeer nooit die logos van Christus nie. En dis wat hy sê, die wil van God, die begeerte om God se stem te hoor. God se woord openbaar sy woord. So wat is God se wil? Johannes 6 vers 29. En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, die woorde eintlik daar, wat God se wil is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. In hom wat hy gestuur het. En ek het van die hemel afgekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een sal laat verlore gaan nie. Dis die wil van God dat mense gered sal word. Dis die ultimate wil van die Here. Baie mense sit vas en sê, wat is die wil vir die Here vir my? Wat is die Here se wil vir my? Wie het al gewonder wat is die Here se wil vir my? Ek gaan hom nou vir jou antwoord. Steek op jou hand. Wie het al dit? Okay. Leon, jy weet dit. Ek gaan dit nie eers sê. Wie wat is die wil van die Here vir jou? Ag, dat ek gaan aftree eendag in my strandhuisie en skulpies optel. Jy sê dis die wil van die Here vir my. George is die wil van die Here. George is die wil van die Here. Verstaan jy? Eendag wil ek finansiëel afhanklik wees, en dan gaan ek by die strand bly en ek wil niemand sien nie behalwe my kleinkinders nou en dan stuur ek hulle huis toe. Verstaan jy? Dis wat die Here is dit wat die Here wil van die Here is vir jou. Seppi? Dis die wil van die Here dat jy eendag aftree. Oh, wonderlik. Well done. Wil jy nie nou omval en doodgaan nie? Nee, die wil van die Here is dat mense gered sal word en dat jy 'n getuienis sal wees. Want wat sê 1 daai 38? Maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en hom glo, die ewige lewe sal hê en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dis die wil van die Here, dat Christus gesien sal word deur jou lewe. Dis die wil van die Here. Is jy besig met die wil van die Here? Is dit jou basiese behoefte om die wil van die Here te doen? Is dit die basics van jou lewe? Is dit vandag, Here, vandag? Ek en Susan met die lifttoer, julle weet sy's met die lifttoer en elke oggend praat ons so en jy weet die tydskedule is terrible, verstaan jy, want sy staan op en ek gaan slaap en dan staan sy op en ek gaan slaap, verstaan jy, dis 'n terrible manier om te lewe, maar in elk geval, elke oggend as ons bymekaar is en dan bid ons vir die volgende. Wat ons eintlik geleer het by een van die ouens wat 'n kind van die Here is, wat die media verteenwoordiger is van een van die spanne. Hy sê, today boys, we're going to be salt and light. Salt and light boys, salt and light. Nou elke oggend as ons opstaan, ek en Susan bid saam en sê, ons gaan vandag sout en lig wees. Sout en lig. Dis wat jy is, min of meer. Jy's net sout en lig.
Jy het natuurlik 'n sekondêre werk ook om te doen, wat ook 'n getuienis is, maar jou primêre job en die wil van die Here is dat jy sal getuig oor hom. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4 sê, so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser. Dit is God se wil. Wat wil hê? Dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Wat wil Jesus hê van jou? Wat wil God hê van jou lewe? Is dat jy sal saai of oes. Jy kan een van die twee doen. Partykeer gaan jy saai, ander keer gaan jy oes. Dis wat hy sê vir sy disippels. Hier's 'n oesland voor jou, jy's 'n boer. Dis nogal 'n ding wat ek moet sê volgende keer as ek saam met iemand 'n plek is en hy vra vir my, wat doen ek? Sê ek is 'n boer. Ag jy weet, ons sit elke dag saad maar in die grond en hoop dit kom op, verstaan jy? En aan die einde van die dag gaan ek maar oes, verstaan jy? Nou wat saai jy? Ek saai die woord. Wat oes jy? Nee, ek oes dat mense Jesus sal ontmoet en hulle lewe sal gee vir ons, vir hom. Jy's 'n boer. Welcome to die bedryf. Jy's 'n oes. Jy het 'n oes wat jy moet insamel. Jy het saad wat jy in die grond. Nou weet ek, party van ons is baie bekommerd oor die oes deel, maar nie met die saai deel nie. Saai, party gaan oes, party gaan saai, party gaan nat gooi, maar jy doen dit. Jy wil Jesus gesien hê. Jy wil Jesus verkondig. Dis wat jy wil doen. Dis die wil van God, dat mense gered sal word. Interessant genoeg, as ek dink aan hierdie gedeelte, dan dink ek baie keer aan Jesus wat nie nodig het om kos te eet nie. Nou onmiddellik as jy dink aan mense wat nie wil kos eet nie, waaraan dink jy op 'n geestelike vlak? Waaraan dink jy? Mense wat? As jy nie eet nie, dan vas jy. Nou, hoekom vas mense gewoonlik? Want hulle wil hoor wat die Here sê. Is dit nie so nie? Hoekom vas jy? As jy vas. Ek het lanklaas gevas. Nie eerlik wees. Ek het 'n ander siening as ander ouens, maar ek is nie 'n groot vasser nie. Ek's 'n groot celebrator ou. Ek eet ook. Verstaan jy, dit hou ek van, verstaan jy, ek dink die Here roep ons tot feesviering, maar hoekom vas jy? Jy wil die wil van die Here hoor. Nou hoor wat sê Jesus, wat sê God eintlik vir Israel in Jesaja 58 oor hulle vasdae, dat hulle nie eet nie. Hoor wat sê hy hierso. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie, laat jou stem hoor duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammeling van Jakob hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Jene. Gaan nie aan hier. Wie van julle wil die Here se wil hê? Wie wil weet die Here se wil? Kom ek hoor eers dit. Nee, nou moet jy hoog opsteek want asseblief, wat is julle? Verstaan jy Gert? Is die skoueroperasies ook? Ek weet nie wat nie. Verstaan jy? Johan, wil jy die wil van die Here hê? Steek op jou hand. Eleni, wil jy die wil van die Here hê? Alraai, wonderlik. Wie van julle wil die wil van die Here doen? Ja. Alright, okay. Asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Volgende. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalinge van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vra, waarom vas ons? Maar u sien dit nie. Verootmoedig ons maar u gee nie aandag daaraan nie. Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil en die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit op twis en risie. Julle dam mekaar met die vuis by. What 'n vasdag. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebede verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in 'n sak en as sit. Is dit wat die Here soek? Noem jy dit 'n vasdag? 'n Dag waarvan die Here hou. Is die vas wat ek wil hê? Hoor nou wat sê hy. Is die vas wat ek wil hê nie dit nie, om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk van wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie? Dat jy aan die armes en die dakloses blyplek gee, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hulle klere gee, dat jy hom jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek soos 'n rooi dag, jy sal gou herstel word. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, en die mag van die Here sal agter jou aankom, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal op hom roep, en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie,
nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos helder middag. Weet jy wat is ongelooflik? Wat soek die Here vir my? Wat sy wil vir my? Is dat Christus verheerlik sal word. Daai gedeelte word sê Jesus in die sinagoge. En wat hy bedoel is, hierdie skrif het vandag tot waarheid gekom. Hoekom? Want ek is die een wat die verdrukte se las wegvat. Ek is die een wat die honger ophef. Ek is die een wat dors is water gee. Want in hom is al hierdie goeders. En as jy dit sien, dan sien jy die primêre behoefte van mense is dat hulle Christus sal ontmoet. Want hy is dit. Hy is dit. Hierdie is ons basiese behoefte. Hier is mense wat doodgaan van die honger. En ek is so bly, ek is so dankbaar vir 'n klomp mense in ons gemeente wat verstaan wat dit is om te gee. Wat verstaan wat dit is om vir hongeres kos te gee, om vir die wat swak is 'n vesting te gee. Daar's 'n klomp goeders en ek kan julle 'n hele jaar besig hou met die stories wat die Here gedoen het al deur hierdie gemeente, deur die leiers, deur 'n klomp ander mense. Maar weet jy wat is die basiese behoefte met ons nooit vergeet nie, is dat die mense Jesus sal leer ken, want dit is die basiese behoefte. Hulle is honger na die Here. Ons moet werk aan die oes wat kos inbring. Dit is interessant, is hier die woord van, julle is besig om die oes in te bring, wat eintlik die brood inbring. Verstaan jy, die oes is belangriker as dat ek eet. Ek wil die oes inbring, want in die oesinsameling is daar vir my kos. Kan ek gou vir jou vra hierdie vanoggend, en ek wil afsluit hiermee, en die volgende, ek wil vra wat ek vir Poppy en Petrus gevra het, wat is jou grootste nood, behoefte in hierdie wêreld? Wat maak jou wakker lê in die aande? Wat laat jou opstaan in die oggende? Wat gee vir jou pyn in jou buik as jy dink aan hierdie ding wat jy nie sonder kan leef nie? Wat is jou basiese behoefte van jou lewe? Waarna smag jy elke oggend as jy opstaan, elke aand as jy gaan slaap? Wat is dit wat jou lewe dryf? Ons is besig. Hoe gaan dit met jou? Nee, besig jong. Jy sien ons hardloop jong. Jy weet, hierdie tyd van die jaar, jy hardloop. Kom ek gee vir jou gou jou behoeftes. Jy het almal genoeg om te eet. Enigiemand wat na die tyd, ek gaan jy nie laat opstaan na die tyd, as jy nie genoeg het om te eet nie. As jou ma nie goedjies in die yskas mee het nie, kom sien my na die tyd. Right. Ek het 'n paar goedjies. Ons gemeente sal sorg. Daar moet niemand swaar kry in ons gemeente nie. Daar moet niemand nie kos hê in hierdie gemeente nie. Ons sal hierdie gemeente kan voorsien, want die Here voorsien. Right. So, almal het hulle basiese kos. Gaan iemand eet vandag? Jy sê, ek gaan na 'n lekker plek toe vanmiddag. Mense. Ja? Wie gaan uit eet vandag? Jy sê, julle is vol, alright, julle het dit. Genoeg sekuriteit, enigiemand van julle wat sekuriteit soek? Jy het jou huis, jy het jou mure. Alright, breek baie keer die mure net so 'n bietjie af, net so 'n side opmerking, dat mense dan kan inkom, verstaan jy? Maak jou deur oop, verstaan jy? Sê, amazing ding, my ma wil elke keer die deure sluit as sy by my kom kuier. Sy ken nie Silver Lakes nie, verstaan jy? Sy wil die hele tyd deure sluit. Ons hou die deure oop, want jy moet kan instap. Verstaan jy? Hoe amazing is dit? So, as jy nou sekuriteit, jy weet, ja, toemaat, kom ons los dit vir nou. Voel almal geliefd. Dis 'n moeilike ene, nee, want julle moet ophou. Jy sien, hier's iets tussen jou en Bjorn in die gang. Wie voel, Tannie voel jy geliefd? Ja, baie. Alright. So jou tankie is vol. Jou emosionele tankie. Wie sê emosionele? As jy nie jou emosionele tankie vol kry, kom sien my na die tyd en sit as jy in 'n groep dat jy emosionele tankie kan vol kry, dat jy dan kan ervaar iemand is lief vir jou.
Alright, en as jy dink jou vrou is nie lief vir vra vir haar, sy is lief vir jou, hoor. Sy maak baie keer asof sy nie is nie, maar sy is. En Marie, jy gaan iemand kry, verstaan jy? Moenie worry nie, moenie nou moedeloos raak nie. Daar gaan iemand van jou hou. Alright. Die volgende ene, ja, ons is te veel mense, ek probeer soveel as moontlik uitkry. Die volgende ene is 'n goeie selfbeeld. Verstaan jy? Wie van julle het 'n goeie selfbeeld? Wie dink jene? Gerrit, jy? Wonderlik, wie het 'n goeie selfbeeld? Charles, jy weet, you're the man. Gert, asseblief, almal weet. Jene, wie jy? Die man met 4 kinders. Totdat hulle tieners is. Dis niks dat jou selfbeeld so vernietig soos 'n tiener nie. Alright. So jy het 'n selfbeeld, jy voel goed oor jouself. Wie van julle word uitgenooi om te praat by plekke? Dat jy's op daai top en jy self-actualization. Jy weet as hulle iets van jou wil, as hulle iets wil hoor, dan wil hulle van jou hoor. Okay, nou is julle skaam, nê, maar ek weet hier's party van julle. Hulle nooi jou net uit omdat jy topvlak is, verstaan jy? Want snaaks genoeg, niemand vra vir die common folk om iets te kom aanbied nie. Verstaan jy? Jy nooi die belangrike mense. Verstaan jy? Daai ouens wat dit gemaak het. Verstaan jy? Kerk ook. Verstaan jy? Ongelukkig die kerk ook in daai ding geval. Wie is julle celebrities in julle gemeente dat hulle kom getuig? Verstaan jy? Hulle moet iets, hulle moet 'n sekere stand in die samelewing hê, want dan kan jy getuig. Verstaan jy? Kom ek gee vir jou 'n ander teorie. Kom ek gee vir jou 'n ander hiërargie. Gee vir jou Christus se hiërargie. Wat is die basiese van dis nie kos nie. Dis die wil van God. Dis jou basiese. Elke kind van die Here, is dit jou basiese om in die wil van die Here te leef. Is dit nie so nie? Om mense te sien tot bekering kom. My broer en my suster, ek staan nie elke Sondag met die hoop vir een ding, is dat iemand die Here sal ontmoet vandag. Die tweede vlak van jou hiërargie is, as jy 'n kind van die Here is Jesus is my sekuriteit. Kan ons dit weer sê? Jesus is my sekuriteit. Nie my hoë mure nie, want daar is 'n Psalm wat sê, te vergeefs wag die mense op met die hoë mure, as die Here hulle nie beskerm nie. Wie is ons beskerming in Suid-Afrika? Dankie Tannie Renat, jy's die enigste een wat reageer. Dis 'n maklike antwoord. Wie is jou beskerming? Kan jy in die gevaarlikste plek in die wêreld wees met die beskerming van die Here Jesus? Is jy op die veiligste plek? Wie stem saam met dit? Okay, nou moet julle kanselleer die immigrasie, hoor. Verstaan jy? Ek meen net daar. Nee, as die Here jou in Australië, gaan Australië toe, want dis 'n gevaarlike plek in Australië, hoor. Daar's mense wat hulle geloof verloor in Australië. Daar's mense wat hulle geloof in Amerika verloor. Dis gevaarlik. En kinders wat sonder die Here groot word, dis gevaarlik. Dis die gevaarlikste plek waar jy kan wees. Ons word gedring deur die liefde van Christus. Wie weet dat die Here hulle liefhet vandag? Nou jy net, yes, ek is daai ou, Johannes, ek is daai ou wat die Here baie lief gehad het, verstaan jy? Ek dink Johannes is baie sprits. Hy wil net vir Petrus wys, ek is daai, alhoewel ek dink Petrus was dood toe hy hierdie brief geskryf het al, verstaan jy? Maar hy's daai ene, wie's Fred Lou? Hy's daai ene wat die Here verskriklik lief het. Wat 'n sekuriteit is dit nie? Dis genoeg. Die ander een is, die voor selfbeeld is. Kan ons ophou praat van selfbeeld? Ag, my kind net 'n selfbeeld. Nee, hy moet 'n godsbeeld hê. Hy moet 'n beeld hê van God. Dan het hy 'n beter beeld van wie hy is. As hy 'n beeld het van wie God is, dan word hy verander van heerlikheid tot heerlikheid om na die beeld van Christus gelyk te word. Dis die Christen se aim. Is nie 'n selfbeeld nie, is 'n Christusbeeld. Verander my Here meer en meer elke dag na u beeld. En dan die laaste een is, en dis wat Anton gesê het vandag, self-actualization. Dis so 'n groot woord, my proffie sal so bly wees vandag. Wie wat die wonderlikste ding is, hy moet meer word en ek minder. As hulle my vergeet, is dit 'n goeie ding,
nie 'n slegte ding nie. As jy hier uitstap, en jy onthou niks wat Fred Lou gesê het nie, maar het iets gehoor van wat die Here gesê het, is dit 'n goeie preek vir oggend. Jy gaan eendag verdwyn. Jy gaan nie meer hier wees nie. Hy moet meer word en ek minder. My broers en my susters, die oes daar buite is groot, maar die arbeiders is min. Bid dat die Here van die oes die arbeiders sal gee. Mag julle basiese behoefte die wil van die Vader wees. Mag julle honger en dors na hom en dat hy geken sal word. Amen. Vader, wat 'n wonderlike oggend nie. Here, ons kan nie wag vir môre nie. Ons kan nie wag om môre uit te stap en sout en lig te wees nie. Vader, ons kos is om u wil te doen, Vader. Ons kos is om u wil te doen. Ons honger en dors om te sien hoe u mense se lewens verander. Vader, dis waarvoor ons leef. Dis waarvoor kruispad se bestaan geregverdig kan word. Is op grond hiervan. Is ons wil sien meer van Jesus, minder van ons. Ag Here, mag ons 'n lewende offer wees wat vir u uitgestort word. U genade is so groot oor ons lewe. U liefde, u sekuriteit en wie u is ons Maslow hiërargie van needs. Alles is in u. Alles is in u. Amen.